Dag sê broers en susters, my naam is David Engelbrecht, ek is die pastoor van Eagle Ministry Tabernacle, 'n baie klein gemeentetjie net hier buitekant Benoni in Rhinefield. Dit is ons absolute voorreg om hierdie deel van die diens met julle te deel en onsself net ook oop te maak vir julle harte om die woord van God te aanvaar en op een of ander manier julle net te kry om jy weet net selfbewusing te doen en insig te kry in God se woord en ons is geëerd om kykers soos julle self te hê wat sê ek is bereid om my geestelike lewe met die Here verder te vat. So ons gemeentetjie is net so oor die 6 jaar oud. Die Here was baie goed vir ons gewees en ons het 'n rukkie terug nou al begin. Julle sal sien vroeër in die kanaal het ons gesê dat ons gaan 'n klein bietjie werk aan Afrikaanse dienste. Want ons glo dat ons het 'n boodskap van die uur wat ons graag wil uitkry na die mense toe, sodat hulle 100% weet wat die boodskap van die uur is en wat dit is wat God vir jou wil sê op hierdie tyd en op hierdie uur. Ons weet dit is 'n baie laat uur, ons weet dit is die einde van die wêreld en ons weet dat daar soveel dinge is wat reg rondom ons gebeur en ons sien dit dag tot dag uitspeel reg voor ons. Maar terselfdertyd moet ons ook nog steeds ons aardappels plant en ons moet nog steeds die woord van God uitkry. En daar was 'n rukkie terug gewees wat broer Donald van Wyk na my toe gekom het en hy het gesê hy het ook op sy hart om die boodskap uit te kry in Afrikaans. So dit is maar net ietsie wat dit wat julle sien op die kanaal is iets wat regtig uit ons harte uitkom, is om gesprekke te hê wat oop is, wat heeltemal jy weet iets is wat mense miskien nog nooit oor gepraat het nie en miskien iets wat jy in jou eie lewe nog nooit ervaar het nie. So ons vra kom saam met ons, geniet die tyd saam met ons, geniet die dienste, geniet die paneelgesprekke. Daar's dienste wat jy kan aflaai, daar's dienste wat jy kan kyk en regtig ons hartsbegeerte is net om die woord van God te verkondig en dit so vinnig as moontlik by jou voordeur te kry op jou foon, op jou tablet, op jou webwerf, maak nie saak hoe dit is wat jy kyk nie. En as daar enigiets is enige vrae wat ons vir jou kan beantwoord, kan julle na ons webwerf toe gaan, www.eagleministrytabernacle.co.za of .com en jy kan ook 'n e-pos stuur aan info@eagleministrytabernacle.com. So ons is baie gelukkig dat ons hierdie uitsendinge kan doen saam met julle. Ons gaan ons beste probeer om dit alles in Afrikaans te doen. Hier en daar is daar ietsie wat uitglip in Engels, want dit is maar net die tyd waarin ons lewe. Ons is nie meer so suiwer Afrikaans soos wat ons graag wil wees nie, maar hopelik leer ons soos wat ons aangaan en ons vra die Here om julle ryklik te seën en ons hoop julle geniet elke oomblik. Mag die Here julle ryklik seën en mag hy saam met julle families ook wees. Amen. Welkom broers en susters en dankie dat julle vandag gekom het op die Eagle Ministry Tabernacle se YouTube channel. Vandag praat ek met pastoor De Wet en diaken Donald waar ons gaan praat oor die openbaring van die saad van die slang en ek wil sommer graag met jou begin om De Wet vir enige iemand wie nuut is in die boodskap en nuut is en selfs om 'n Christen te wees. Wat sal jy sê is die belangrike deel om te verstaan oor die saad van die slang? Hoe kan ons sê dit is, jy weet, belangrik in ons lewens en ons Christelike loopdeur in ons lewe? Wat sal jou thoughts wees oor dit? Ja, eerstens wil ek net baie welkom sê aan ons kykers, al ons luisteraars, hoe ook al jy ingeklik het op hierdie kanaal. Ons wil sê Here seën julle ryklik en hoop dat jou geestelike wandel met die Here op 'n goeie pad is en ons wil vir jou sê dankie dat jy wil kyk na hierdie kanaal. En net 'n bietjie van die agtergrond van myself. Ek is die pastoor van Eagle Ministry Tabernacle. Ons is 'n klein gemeentetjie wat 6 jaar terug begin het deur die genade van die Here en ons het so ver dat ons 'n klein bietjie gegroei ook deur die genade van die Here. En soos broer Edward gesê het, ons wil vanaand net 'n bietjie met julle praat oor die saad van die slang en waar ons voel denominasiekerke dit dalk miskien nie so verskriklik mooi verduidelik nie. Wil ons die geleentheid gebruik om jou aandag te trek na die dinge toe wat in die skrif is en wat ons glo in hierdie uur iets is wat dalk miskien nagesien word. En broer Donald is hier vanaand, soos broer Edward gesê het, die diaken van die gemeente. Hy is ook 'n bedienaar onder die bediening.
En ja, wat ons probeer regkry is om die waarheid van die uur so vinnig as moontlik uit te kry en seker te maak dat ja, dat mense nie verlei word in hierdie laaste tyd nie. Broer Donald. Goeienaand broers en susters. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om hier saam met my pastoor en met broer Edward te sit en om die woorde van lewe mee te gesels en veral waar daar sulke wonderlike openbaring in God se woord is, want ons weet, dit is weggesteek van die wyse en die leraars, maar dit is vir sy kinders is dit oopgemaak en ons het daardie waar ons na die Here toe kan gaan met 'n hart na hom toe om te weet dat hy vir dit vir ons kan oopmaak en dat hy ons kan help en dat hy ons wysheid kan gee en hy kan vir ons net rigting in die lewe gee, veral in die chaos wat ons in vandag is en waar daar net soveel politiek en soveel net dit is chaoties daar buite, dat ons net hierdie refuge kan vind in Christus, dat ons weet daardie hoë toring is daar waar ons kan inhardloop en ons kan veilig voel in Christus, want ons weet hy is dieselfde gister, vandag en altyd, en hy is lief vir ons, hy is nog steeds lief vir ons, hy 2000 jaar terug het hy vir ons gesterwe, toe ons nog ewen vyande was, toe hang hy vir ons op die kruis, en dit is so wonderlik, hoeveel sal hy nie meer vir ons nou sterwe, waar ons in sy woord glo nie, waar ons vir hom lewe, en dit is so wonderlike voorreg om vanaand saam met my broers oor die woord te gesels, en veral waar ons bietjie wil indelf in Genesis, jy weet, dit is die saad boek van Moses, en daar is soveel wonderlike goedjies wat die Here vir ons daarso geplaas het, en ons bid dat die Here ons sal help vanaand en die regte antwoorde te gee, en dat dit ons kykers by die huis julle harte sal aanraak, en dat dit net julle sal dors maak, en net honger sal maak vir die woorde van lewe. Amen. Wonderlik, Diaken Donald. So jy het ook uitgepunt oor Genesis en ek dink dis waar ons ook kan begin. En daar's geen beter plek om te begin in die Bybel nie as Genesis alleen, as die begin self. En ons wil sommer ook begin by die skepping van die beeld, waar God sê vir ons, wat beteken dit, waar ons nou wil vra, wat beteken dit dat die mens na God se beeld geskape is? Gaan dit oor liggaam, gees of karakter? Wat sal jy sê daaroor? So in die begin het die Here die hemel en aarde en hy het al die sterre gemaak, en soos ons weet dat God is hy's 'n voorwerp om aanbid te word, en hy het eers sy engele gemaak, en ons weet dat in die begin was die woord van God, en die woord was saam met God, en God was sy woord, en ons weet 2000 jaar terug het hy vlees geword en vir ons op die kruis gehang. Maar ons sien dat hier in Genesis 1 hoe die Here alles geskaap het, en al die sterre en die son en die wonderlike heelal wat ons vandag sien en wat ons so kan geniet, veral die sterrekykers. En as 'n mens bietjie in diepte gaan in Genesis 1 en sien hoe die Here die son gemaak het en hy die diere gemaak en die plante en elke saad sal voorbring soos wat dit moet. En op 'n stadium toe maak hy 'n mens, want soos God van onderaf boontoe begin het, waar hy eers 'n paravisie begin het, en jy sien soos wat hulle vandag sal sê, die evolution, hoe dit gegaan het, maar daardie klein visie, toe die Here daai paravisie gemaak, en toe maak hy dalk die para, en toe maak hy dalk die visse, en so het dit opgegaan, tot op die hoogste persoon wat hy kon gemaak het, en dit was die mens. En ons weet eers ook in Genesis 2, het die Here die mens eers in geesvorm gemaak, en toe sien hy dat daar's niemand wat die grond kan aan werking goeters nie, en toe maak hy daai gees, toe maak hy dit 'n lewende siel, toe blaas hy asem in daardie liggaam in, en toe word daardie liggaam, is hy nou 'n gees, hy het 'n liggaam, en hy het 'n siel wat binne hom is. En ons weet ook dat baie belangrik is dat, jy weet, ewen die karakter, die Here worry oor jou karakter, want hy bou daai karakter in jou, en ons weet dat wanneer jy dalk eendag doodgaan, gaan jy niks saam met jou vat nie, jy gaan nie jou huis, jou karre en alles wat jy hierso bymekaar gemaak het nie, jy kan dalk die beste werk hê, en jy kan die mooiste kar hê, maar dit gaan glad nie saamgaan nie, maar daardie karakter
wat die Here gebou het in jou, deur jou lewenspad, dit is iets wat baie kosbaar is. Want ons weet dat die Here kan nie vir jou krag gee sonder karakter nie, want dan gaan dit nie reg, daardie persoon sal dit nie kan reg hanteer nie. Ja. So die Here het vir Adam 'n lewende siel gemaak en hy was 'n seun van God en hy het hom geplaas daar in die tuin van Eden en hy was in sy eie voorbeeld. Ja. Hy was die naaste aan God. So hy was 'n siel, was 'n liggaam en hy was 'n gees en God bou 'n karakter in hom. Wow. Ja, amen vir dit broer. Dankie vir daai antwoord. So jy het ook nou gepraat van 'n sekere skepping ook en ek wil ook hierdie vraag nou oorgee na broer De Wet toe waar God sê dat alles was goed toe hy alles gemaak het. Maar daar is baie wat hierdie bietjie van 'n hesitant het agter hulle kop waar hulle sê, wel as alles goed was, hoekom was die slang daar gewees? Hoe sal jy uitpunt vir die kykers vir vandag hoe hulle moet eintlik dink oor daai sekere punt? Ja, ek dink soos wat Donald net gesê het, jy weet, God het 'n sekere plan gehad vir ons. En ongelukkig het die slang gekom. Weet die Engelse woord is serpent, daar's nie 'n Afrikaanse woord vir serpent nie. So ons sê nou maar die saad van die slang. Maar daai selfde God, daai selfde Elohim, daai selfde Logos het 'n plan gehad vir mense en mense se plan was, of God se plan vir mense was dat hy met die woord van God alles sou binne in jy weet sou gespreek het. Dit sou gesproke woord gewees het van die begin af. En God se plan was gesproke woord. Dis hoekom hy vir Adam al die krag gegee het om die verskillende diere hulle name te gee ensovoorts. En dan sien ons in die profetiese boeke dat jy weet daar's 'n tipe skrywing wat sê dat Satan het jy weet hy het Satan gesien neerdal soos 'n bliksemstraal. Dit is presies wat die woord sê. En jy weet en van daai dag af is die aarde oorgegee sal ek sê aan die bose kragte. Ja. En die bose kragte soos wat ons dit vandag verstaan jy weet nie om af te wyk van jou vraag af nie, maar jy weet waarom gee God dan nou die verbod aan Adam en waar kom die slang se saad dan nou vandaan is presies op daai oomblik want jy weet Lucifer wou gereageer het in die hemel net soos wat God gereageer het. En God het toe geen ander keuse gehad as om hom uit die hemel uit te stoot nie. En hy het 1/3 van die engele saam met hom gevat en ons sien dat jy weet nou word aarde word nou sy Eden. Ja. En jy weet omdat aarde nou sy Eden word, is dit nou glad nie meer God se Eden nie. En dan is dit baie belangrik om na Genesis toe te gaan om te kyk, jy weet wat is daai verborgenheid wat God met mens gehad het, want die oorspronklike idee van wat God gehad het vir mens is spreek my woord, spreek my woord, Ja. spreek my woord. So ons sien as iets moes gemaak gewees het, moes dit met gesproke woord gemaak gewees het. So as ons kyk na die oorspronklike, sien ons dan nou later dat Eva kom op die toneel, jy weet die slang kom op die toneel en hy verander dan nou net een woord. Jy weet waar God gesê het julle sal van die boom van die goed en kwaad sal julle nie eet nie. Hy het gesê sekerlik sal julle nie. Hy het gesê en julle sal sterwe. En Satan het gekom en gesê sekerlik sal julle nie sterwe nie. Net daai een woord nie. Is toe nou wat die hele wêreld in weet omgegooi het. En die rede is vir waar ons is vandag. Ja. So ek dink net terug op jou vraag, jy weet, hoekom sal mense sê ja, maar jy weet as ons dan 'n God dien, hoekom het hy dit toegelaat? Want dit was sy plan gewees. Dit was regtig sy plan. God het sekere verborgenhede met ons gehad en hy het sekere elemente van homself gehad wat binne homself gestoor was en daai elemente kon eers regtig tot werwing kom en lewendig kom, broer Donald. Jy weet toe die val gebeur het. Sonder dit kon hy nooit 'n verlosser gewees het nie. So hy het hierdie element binne hom gehad om 'n verlosser te wees. Maar hy kon dit nie gedoen het as die mens nie geval het nie. Jy weet selfs die Engelse woord is provider. Jy weet hy 'n geer. Jy weet hy was 'n geer gewees. Hy was iemand gewees wat kon verlos het. En sonder dit
sonder die val kon hy niks van daai erkenninge van wat binne hom is uitgebeeld het nie. So jy weet, ek sê altyd vir mense, die rede hoekom dit gebeur het, is sodat God se erkenninge wat binne hom was, tot en met lewe kon kom. Ja, Ja. ja, amen vir dit. Ja, dit is nog 'n wonderlike, en ek is baie bly dat jy dit uitgepunt het oor dat dit is God se plan. Ja. En dit is eintlik 'n seëning vir ons en as ons dit as ons uit die boks uit kyk waar ons sal nie as dit nie vir die slang se saad was nie, ons sou nie weet wat hartseer is nie, want Absoluut. dan sou ons nie geweet wat blydskap was nie. Soos die engele, hulle weet nie wat aangaan met ons nie. Hulle weet nie wat ons voel nie. En dit is 'n seëning op sy eie. So baie dankie vir jou antwoord om te weet. Vir die volgende vraag, ek wil hierdie terugvat na Donald toe en hierdie is eintlik nog ons antwoord vir hierdie onderwerpe vanaand en dit is wat is die saad van die slang? En ek wil sommer ook konnekteer met 'n ander vraag, hoekom is dit nie 'n appel nie? Want ek glo want ons almal weet dat daar is so baie kerke wat miskien nie ook net sê appel nie, maar hulle dink is 'n regte vrug. Kan jy net so 'n bietjie uitbeeld wat dit regtig is en waaroor dit eintlik gaan? Nee, ek sal dit definitief doen, broer Edward. So, as ons kan gaan na die skrif toe in Genesis hoofstuk 3, en dan kan ons bietjie lees van die slang. En dan sê dit in Genesis 3, vers 1 sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. So hier kan ons klaar sien, dat hierdie slang was iemand wat kon gepraat het. Hy was baie, die skrif sê, hy was listiger, so hy was baie subtiel. So hy kon geredeneer het, want hier praat hy nou met Eva, en soos ons verder gaan lees, gaan hy God se woord redeneer met haar. Ja. En ons weet dat, jy weet met die slang, baie wat mense uitbeeld met die appel en goeters, dan sal hulle wys, jy weet, 'n prentjie en daar's 'n slang wat glad nie bene en goeters het, wat in die boom is, en dan dalk met 'n appel uitbeeld dat Eva die appel moet vat. En dit is 'n ding wat baie jare deur verskillende denominasies of baie geloofde gegaan het, waar hulle glo, okay, maar dit was 'n appel wat Eva geëet het. Maar ons sal sien dat in die skrif word daar glad niks gesê van 'n appel nie. Dit praat van 'n vrug, maar dit sê nie dat hy vir 'n appel gegee het nie. So as ons bietjie verder lees, dan sê dit hierso, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. So hier kan ons sien wat broer De Wet vir ons gesê het, jy weet, waar met so klein woordjie wat ons net byvoeg met God se woord, dat dit die hele mensdom in chaos ingeplaas het, om net een woord van die Here by te voeg. En ons moet so versigtig wees vir die Satan, vir die duiwel in vandag se tyd, want hy hou van om God se woord te verander en by te sit, en dat hy die krag van God kan beïnvloed, waar die mense dink hulle is alright, en hulle lewe 'n Christelike lewe, maar daar moet 'n dieper lewe wees, waar jy 'n persoonlike verhouding met God het. Amen. Want dit help nie net 'n mens gaan Sondag kerk toe en 'n mens gaan Woensdag kerk toe nie, maar daar's nie 'n verandering in 'n mens se lewe waar jy 'n daaglikse loop met God het nie. Want soos ons sien ook in Genesis, God wil saam met ons wandel. Hy was lief vir sy kinders. Hy het die tuin van Eden vir hulle gegee om saam met hulle te wees, en hy het saam met hulle gekuier in die aande, want dit is wat God wil, sy eienskappe uitbeeld, dat hy 'n hemelse Vader is. Ook soos wat ons dierbare broer De Wet gesê het. Maar nou kan ons sien hierdie dier, hierdie slang wat so slim is en so subtiel is, kan ons sien ook eers nadat hy vervloek is, was sy bene weggevat. So baie mense in wetenskaplikes probeer soos hulle sê in die Engels, the missing link, probeer hulle soek. En dan kry 'n mens waar die wetenskaplikes, as jy ook nou die diagram en goeters kyk, en hulle probeer kyk, wat se dier is die naaste aan die mens? En hulle probeer om te sien dat die sjimpansee is een van die naaste diere,
Ja. Maar hulle sien dat daar steeds nog iets missing is tussen die chimpansee en 'n mens. Mm. En soos ons al verder sien en met die openbaring wat regtig gebeur het met die slang en Eva, dat dit nie 'n fisiese vrug was nie, maar dat daar iets meer persoonlik gebeur het. Want ons sal moet tussen die lyne lees van God se woord om dit raak te sien, en dan kan ons dit ook deurtrek in die skrif om te sien wat ons sê, dat dit die antwoorde in ander skrifte is ook om dit te bevestig. En ek weet nie of broeder Wet ook bietjie wil verder gaan en verduidelik vir ons wat het presies gebeur tussen die slang en Eva, en sodat ons sien wat se nageslag het daar van afgekom nie. Ja. Ja, dis 'n baie interessante vraag, broer Edward, en ek dink jy weet wanneer ons kykers en ons luisteraars hierdie een vraag kan oorkom, maak dit vir jou absoluut alles oop in die res van die woord. En dit plaas jou ook jy weet binne in posisie vir wie jy is op hierdie uur, want dit is maklik vir ons om te sê, wel, ek is net 'n Christen, soos broer Donald sê, wel, ek is net 'n Christen, ek is hierdie kant toe, ek is daardie kant toe, maar as ek kan vir jou, as ons vanaand deur die Here se genade vir die res van die wêreld kan bewys dat 'n denominasiekerk jou verkeerd geleer het, net in die boek van Genesis. Jy weet, dan moet jy jouself vra, as ek jou verkeerd kon bewys in die boek van Genesis, waar anders het die denominasiekerk vir jou gejok. Ja. So die belangrike ding is, ek wil graag na Genesis 2 vers 9 toe gaan, waar God dan nou ons kan by vers 8 begin. Die skrif sê, ook het God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mense wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. Nou hier is dit baie belangrik vir ons om net 'n bietjie stil te staan en te sê, dit is belangrik, hierdie twee bome is belangrik, want eerstens sê God dat die res van die bome is begeerlik. En dit is ook goed om van te eet. Met ander woorde, nie al die bome wat jy sien is noodwendig verkeerd om van te eet nie. Ja. Die ander bome is ook begeerlik en dit is goed om van te eet. Die skrif sê so. Ja. Maar dan maak hy 'n baie goeie uitsluitsel en hy sê ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. Dan sê hy, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is die 4 dele is dit verdeel en die 4 lope geword. Die naam van die eerste is Pison, en dan gaan hy so aan en dan noem hy al die riviere. Maar wat nou belangrik is nou wat broer Donald sê, en wat hy gekwoteer het, is Genesis nommer 3. Hy sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Maar kyk nou wat sê hy vir hom. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. So nou probeer hy al klaar sy valse doktrine, probeer hy nou al by hulle uitkry om te sê, ja maar onthou, God het gesê, julle mag van geen van die bome eet nie. Ja. En omdat sy die vrou is, kyk, sy is 'n namaaksel van die man, Ja. en sy is 'n byproduk vir die man. Ja. So sy het nie daai geestelike kennis om op 'n geestelike vlak nou met die slang in 'n doktrinele debat in te gaan nie. So nou sê hy vir haar, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang en sê, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, andersins sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. So weer eens, daai een woord wat verander word. Nou, kom ek vra julle broers, jy weet, as dit dan nou 'n appel was, soos wat die denominasiekerke en die geleerdere vir ons sê, dit was 'n appel gewees, en later in die storie sal ons dan nou sien dat toe God in die kouete of in die stilte van die aand toe hulle toe gekom het en gesê het, Adam, waar is jy? Toe het hulle mos nou weggekruip en hulle self bedek met vyeblare. Ja. Nou, hoekom sal hulle self bedek met vyeblare omdat hulle appel geëet het? Ja. Jy weet, as jy tot die bewussing kom dat daar's een of ander
jy weet, gordyn wat geval het in jou lewe en jy besef dat daar's ander dinge wat besig met jou liggaam te gebeur en daai dinge wat met jou liggaam, wat dan vir jou liggaam is eintlik net bedoel vir iemand anders om te sien. Dan wil jy dit graag toemaak. Ja, Jy weet, en hulle het hulle privaat dele toegemaak want hulle het besef dat daar's 'n ander doel vir dit wat ons gekry het van God af as 'n skepping. Nou jou vraag is, jy weet, hoekom dan nou die appel? Nou ek dink ons broers kan saamstem vir dat God is 'n meester van jy weet hy's 'n soos die Engelsman sal sê hy's 'n gentleman. Jy weet, so God het 'n sekere manier hoe hy sy woord geskryf het omdat hy omgee vir dit wat mense lees. En dis hoekom hy mans geïnspireer het om die woord van God te skryf, maar saam met dit is daai gentleman jy weet aspek wat saam met dit gaan om te sê ek gaan jou nie alles vooruit gee nie, maar ek gaan vir jou deur dit gaan ek vir jou sekere leidrade gee sodat jy presies weet wat dit is wat ek sê sonder om dit direk te sê. Nou ons kan ook albei saamstem dat 9 maande later was daar toe nou 2 seuns gebore gewees. Ja. Okay. So jy weet as mans 'n vrug eet en 2 kinders word gebaar, dan is ons ietsie fout. So ons moet begin besef, okay, maar wat is dan die konnektasie tot die vrug? Ja, dat is iets anders. So die vrug was 'n seksuele aksie gewees. So Satan kom na haar toe en hy plant sy vrug. Hy plant sy vrug, hy plant sy saad en Eva gaan na Adam toe en soos die skrif sê en sy gee dit ook aan hom. So Adam het geen ander keuse as om te aanvaar wat Eva gedoen het nie. En hy vat ook van die vrug. En ek wil sê aanhalingstekens die vrug, maar dit is 'n seksuele aksie wat dan plaasvind in die tuin van Eden. Nou baie mense sal dalk miskien aanlyn sê, maar jy weet, kan ons dit bewys? Jy weet, waarvan praat julle? Dit is nog altyd 'n appel gewees, was altyd 'n vrug gewees. En ek dink wat nou belangrik is nou moet ons al drie ook saamstem dat hulle het in dieselfde huis groot geword, broer Donald. Hulle het dieselfde pa gehad, dieselfde ma gehad. Hulle het onder dieselfde doktrine groot geword. Hulle het onder dieselfde invloed groot geword. Nou hier kom Adam, hy verduidelik vir hulle dat een rukkie terug het die Here ons uit die tuin van Eden uit laat gaan en hy het 'n lam geslag en hy het die lam se vel oor ons gesit en so iets het gesterwe en vir iets om te sterwe, nou weet ons dat vir ons om te kan lewe moet iets sterwe. Reg? So kom ons noem dit 'n familiealtaar. So elke aand by die familiealtaar verduidelik Adam en Eva aan hulle, kyk, dit is wat met ons gebeur het in die tuin van Eden en dit is hoe God ons iets moes gesterwe het vir ons om te kan lewe. So nou kan ons dit terugvat na die kruisiging toe waar die perfekte lam van God moes gesterwe het sodat ons kan lewe. So iets moet sterwe en so God vat 'n lam, hy slag die lam en hy stuur hulle uit die tuin van Eden uit. Maar nou word hulle groot, Kain en Abel word nou groot met dieselfde doktrine as wat hulle ouers uit die tuin van Eden uit voorgestuur word. Maar kyk nou wat gebeur toe hulle by die ouderdom kom van die ouderdom kom waar hulle nou moet rekenskap vat vir hulle eie geestelike lewe. So nou sê Adam vir hulle, okay, seuns, dit is nou tyd dat julle julle eie altaar bou. Okay, so gedurende die hele tydperk kan ons sê, okay, dit is moeilik om die verskil te sien tussen die twee. So nou sê ons, okay, wat bring nou die verskil in? So nou sê nou sal julle onthou, broers, dat die skrif sê en hulle albei het 'n altaar gebou. En dit het nie gegaan oor die altaar nie, maar dit het gegaan oor wat sit hulle bo op die altaar. Wat dit was. So hier kom Kain en hy slag 'n lam. Abel. Hier kom Abel en hy slag 'n lam want hy weet dat dit moet bloed wees. Hy moet gered word deur bloed, soos deur bloed moet hy gered word. En hier kom Kain en hy bring vrugte van die veld. Okay. So wat maak die appel nou so besonders in hierdie gesprek is tot en met vandag toe 2000 of 6000 of 4000 jaar, wel 6000 jaar, 6000 jaar in totaal later kom ons en ons het nog steeds mense wat die appel, wat die vrug
as 'n doktrine wil bring na die altaar van God toe. Ja. Ja. En hulle kan nie Ah. verstaan dat iets moet doodgaan vir jou om te kan aanhou lewe nie. Ja. En nou sien ons dat daar's 'n verskil in die Openbaring Ja. wat Kain het en daar's 'n verskil in die Openbaring wat Abel het. Ja. So as hulle in dieselfde huis groot geword het en hulle was albei van dieselfde saad, dan moes hulle dieselfde openbaring gekry het vir dieselfde ding, maar tog is dit so ver van mekaar af weggeskei. En so nou sien ons nou so 'n struweling tussen die twee en God kom af en hy sê vir Kain, as jy maar net gedoen het wat jou broer gedoen het, sal ek welbehaag vind in jou offerande. Ja. En op 'n of ander manier sê Kain, hy gaan dit nie doen nie. Ek dink ek praat onder korreksie, maar ek dink God kom 3 keer na Kain toe en hy sê, doen net wat jou broer gedoen het en ek sal welbehaag vind in dit wat jy gedoen het en hy weier. En later sê God vir Abel dat hy het welbehaag in sy offerande gevind. Ja. En hier sien ons dat nou begin daai slanggees Ja. begin nou op te staan binne in Kain en hy's kwaad vir sy broer want sy broer het welbehaag gevind en nie hy homself nie. En die eerste moord vind plaas nou in die skrif waar Abel word nou doodgeslaan deur Kain en God kom na Kain toe en sê jou broer se bloed roep my van die aarde af. Ja. Jy sien. En hy sê wat het jy gemaak? En nou gee God vir Kain 'n merk Sure. sodat die wat hom vind hom nie kan doodmaak nie. Ja. En ons sal later miskien later in die ander dele van sal ons praat oor daai merk. Ja. Maar ons sien dan dat die merk wat God aan Kain gegee het is dat niemand hom kon erken nie. Ja. En tot en met vandag toe kan ons nie die verskil sien tussen die slangsaad en Adam se saad nie. Ja. En dit is hoekom die vrug, jy het nou spesifiek gevra oor, jy weet, wat is die groot, die appel, hoekom is die appel so groot deel? Ja. Wel, jy sal tot vandag toe nog mense se doktrine sien in dit wat hulle sê gebeur het in die tuin van Eden. Ja. As iemand gesê het dit was 'n vrug, wel dan kan jy sien dat hulle verstaan, miskien net tydelik. Ja. Ja. Hulle verstaan in doktrine is net tydelik oor die appel. Ja. Ja. So hulle sit nog steeds vrugte neer op die altaar. Ja. Maar wanneer jy by iemand kom en sê, okay, maar waar het gegaan? Dit moet bloed wees. Ja. Ja. En broer Donald het dit net nou so mooi verduidelik toe jy gevra het oor die skepping. Jy weet, dit is gees en dit is bloed en dit is water. Ja. En dit is kom ons sien dat selfs met die nuwe geboorte is bloed en daar's altyd water en dan is daar gees wat binne in 'n persoon inkom. Ja. So dit is hoe dit is wanneer jy die hergeboorte kry. En jy kan nie die hergeboorte kry by die altaar van God met 'n vrug nie. Ja. Ja. Jy moet weet dat dit moet te kome kom van 'n lam wat geslag is. Daar's gees, daar's water, daar's bloed. En dit is hoekom die appel so 'n belangrike onderwerp is vir ons. Ja, sodat ons kan wegbeweeg van die vrugte af. Ja. Want dis waar Kain was. Ja. Ons wil kyk na wat het vir ons gesterwe sodat ons kan lewe. Ja. So dis is 'n baie belangrike Miskien kan ek gedeelte. net daarso by jou byvoeg, broer De Wet, want as ons hier in Genesis ook sien waar die Here nou na hulle toe kom om hulle om te hoor wat het hulle nou gemaak en nou Adam sê nee, dit is die vrou wat die Here vir hom gegee het en die vrou sê nee, dit is die slang. En ons sien hierso wat ook baie interessant is en ons kan dit gou hierso lees in Genesis 3. Kom ons lees sommer van vers 7. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En dis net soos broer De Wet gesê het, jy weet as hulle appel geëet het, hoe dit gebeur dat hulle oë oop gegaan het en sien dat hulle naak is. Dit is 'n groot beklemtoning van iets anderste, jy weet, van 'n appel eet om te weet die naak is 'n groot verskil. Maar die woord sê hierso, en hulle het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwinkie en die mens en sy vrou het hulle verberg van die aangesig van die Here, God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg.
En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. So hier sê die vrou Eva vir die Here dat die slang haar bedrieg het. Sy het nie gesê hy het vir my 'n appel gegee nie. Hy het haar verlei. Maar kyk nou hierdie wonderlike skrif wat die Here vir ons plaas om vir ons openbaring te gee wat hier gebeur in die tuin. En daarop sê die Here God en die mens antwoord, die vrou wat u gegee het by my te wees, sê by my van die boom geëet en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. So dit is wonderlik hoe die Here nou, waar hy hulle nou oordeel aan wat hulle gedoen het, en dan sê hy, die slang het 'n saad gehad. Hoekom sal hy 'n saad gehad het? Hoekom sal die Here sê dat daar 'n vyandskap tussen sy saad en die vrou se saad wees, as hulle 'n appel geëet het? Maar nou kan ons luisteraars wat bietjie van Genesis bietjie ken, en hulle kan dalk die vraag vra, en ek gaan dit vir broer De Wet vra, en dan kan hy vir ons bietjie meer in detail gee, en dit kan dalk miskien op jou hart wees, dalk kon jy aan dit gedink het of nie, maar in hoofstuk 4 is daar 'n goeie stukkie wat daar gelees word, wat jou dalk miskien kom met twyfel, maar hoe was Kain dan, dat sy pa die slang was? Nou die skrif sê in hoofstuk 4, en die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. So as iemand dit kan lees, broer De Wet, en hulle sien, okay, maar as ons sê Kain, en jy kan dalk verder gaan in hoofstuk 5 om te sien wat Kain nie in die nageslag is nie, en vir ons in Johannes 3 vers 12 ook vir ons daar 'n skrif wys. Maar hoe kan jy dalk vir die luisteraars verduidelik, waar hulle nou sien en hulle lees hierdie skrif, maar Eva sê Kain, dat ek 'n man van die Here afgekry het. Dat as jy bietjie vir ons bietjie meer kan daar beklemtoning gee en vir ons luisteraars net bietjie insig gee, as hulle veral daardie skrif kan lees. Ja, dankie broer Donald. Ek dink voordat ons daartoe gaan, wil ek daai skrif wat jy nou net gelees het in hoofstuk 3 net 'n klein bietjie verder lees, nadat hy sê dat daar 'n skeiding gaan wees tussen die twee sade. Die skrif sê daar, hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dan sê hy, aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, en met smart sal jy kinders baar, en jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Maar wat nou belangrik is om te sien dat wanneer die val nou inkom, sien ons dat wanneer God by die slang kom, sê hy vir die eerste keer vir hom, hy gaan op sy buik seil. So baie mense kom tot op hierdie te kenne of argument dat ja, maar dit was 'n slang geweest. Nou ek kan jou nou sê, jy weet, as 'n slang met 'n vrou gepraat het, het hy heel waarskynlik nie baie ver gekom nie. Maar ek dink dit is baie belangrik om te luister wat die skrif sê. Die skrif sê dat dit was eers na die vervloeking wat hy gesê het, nou moet jy op jou buik seil. En wat nou belangrik is jy weet, soos broer Donald net gesê het oor die missing link, is dat, jy weet, nadat Satan sy saad geplant het, het hy eintlik klaar reg gekry wat hy wou reg gekry het. Met ander woorde, die verkondiging van sy saad het nou plaasgevind deur Eva en dit is nou klaar in Kain. So hy kan amper teruggestaan het en gesê het mission successful. Jy weet, want hy het klaar sy saad geplant. En van toe af is dit vir ons glibberig om 'n slang te sien. So die vervloeking het gebeur nadat die saad geplant was, nie voor die saad geplant was nie.
Want anders sou dit onmoontlik gewees het vir Eva om met hom te kon gepraat het, want ek dink ons luisteraars, die vrouens wat dalk miskien kyk en miskien selfs van die mans, sal sê wel ek wil nie naby aan 'n slang kom nie. So hoe kan daai interaksie gewees het tussen die twee? So ons sien nou baie duidelik dat die vervloeking eers gekom het na die tyd. Ja. Ja. En dan sien ons dat God maak hierdie belofte aan 'n vrou om te sê dat deur jou smarte gaan jy kinders baar. Met ander woorde, dit is nie nou meer terug waar Adam net met woord sou gespreek het en nou is daar kinders wat voortkom nie. Dit is nou deur smarte sal jy Ja. kinders baar. Maar wat baie belangrik is ook is, en hy sê aan die mens het hy gesê, die seun van die mens, Ja. het hy nou gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde vir jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. So ons sien dat dit amper onmoontlik is vir God om Eva te kan vervloek, so hy vervloek die manier hoe kinders gebaar word. Jy weet, dit is een van die mooiste geliefde stories wat geskryf is in die Bybel, want nou kan jy sien dat God wil nie enigiets aan Adam doen nie, Ja. en vervloek hy vir Eva, Ja. dan omdat Eva deel is van Adam, want sy het gekom van hom, Ja. omdat sy deel is van hom, kan God nie haar seermaak nie, Ja. want sy is deel van Adam. Ja. En hy wil nie vir Adam seermaak nie, so hy maak dan nou nie die vrou Ja. seer nie. Ja. So nou draai hy om en hy sê, vervloekt is die aarde vir jou ontwil. Sure. En nou Genade sien van ons, die Here. hoe Eva dan nou kom, jy weet op jou kommentaar, met betrekking om te sê, ek het 'n seën gekry van die Here af. Nou, hier is waar ek dink baie mense 'n klein bietjie van 'n jy weet 'n struikelblok kry, want ja, hulle sê maar hoe vashou. kon Eva gesê het, jy weet, hoe kon Eva gesê het maar ek het 'n seën gekry van God af. Ja. Ja. So wat baie belangrik is vir die luisteraars om te weet vanaand is dat alle lewe is van God af gegee. Ja. Ja. Jy weet, en so dit maak nie saak of dit nou die slang van die saad is en of Ja. dit die slang is van Adam nie. Ja. Alle lewe. Ja. So die skrif praat van twee boeke wat aan die einde van Openbaring geopen word. Dis die boek van die lewe en die boek van die lam Ja. van die lewe. Ja. Jy weet En as die jy lam se boek van lewe. En daar sal ons sien dat die boek van die lewe is almal wat al asem gehaal het. Ja. Ja. So daar sê sy wel ek het van God af het ek hierdie kind ontvang. Ja. So alreeds kan sy verklaar dat dit is nie in haar eie sterkheid nie wat sy dit gedoen het nie. Sy moet iets groter as sy Ja. eer gee vir die lewe wat saamgebring is. Maar nou is dit ook belangrik om te weet dat die regte kweekhuis, die Engelse woord is incubator. Ja. As jy 'n saadjie vat en jy sit hom binne in 'n incubator, dan moet hy lewe Ja. gee, want die kondisie en die omgewing is reg Reg. vir hom om lewe te gee. So daai saad wat Satan geplant het binne in Eva, die omgewing was so reg gewees Ja. en so gesond gewees dat dit moet iets voortgebring het. So in haar oogpunt gee sy God al die eer en al die almag en al die loof dat hy daai saad tot lewe kon gebring Dis het. baie soos Ja. wat die woord sê dat elke saad moet voorbring. Presies. Ja. Jy weet, so daai wet was ingestel en wat ook al daar gebeur het tussen die slang en Eva, dit moes voortgebring Dit moes het. voortgebring Ja. het. Ja. Ja. Maar wat nou belangrik is en jy het Johannes 3 het jy voorheen het jy ietsie gesê van Johannes 3. So ek dink dit is belangrik vir ons om soontoe te gaan want dit is nou waar jy weet jy kan nie verby hierdie ene kyk nie. Jy weet waar Johannes sê, hy sê dat jy weet dat Adam of Cain soos die Engelse Bybel sê was of that wicked one. Ja. So ek probeer dit nou net hier in my Bybel kry. Dis in Johannes 3 vers 12. Ja. So vers 12 sê julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Sorry, ek lees uit 2 Petrus uit. Ekskuus broers en susters. Vergeef jou Moet ek broer. hom hierso lees? Jy kan ja, lees hom vir ons daar. Die skrif sê nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie, en waarom hy het hom doodgeslaan omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Korrek, ja. So ek dink wat belangrik is vir hierdie spesifieke skrif is om van
vers 10 af te lees. So hoofstuk 3 vers 10 sê, hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Ja. So hier maak Johannes dit baie duidelik. Hy sê, hierin wat ek nou vir julle gaan skryf, word die kennis van God se kinders en die duiwel se kinders geopenbaar. Hy sê hierso, elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God. Ja. So hier kan ons al klaar sien, as jy iemand ontmoet en die geregtigheid van God is nie binne in hom nie, die skrif sê, deur die vrugte wat hulle baar, sal jy hulle ken. Ja. Ja. Hierso sê hy, elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy wat sy broer nie lief het nie. So nou kan jy al klaar sien, okay, die enigste rede hoekom Kain sy broer Abel dood kon geslaan het met 'n jy weet met 'n klip, Ja. is omdat hy hom nie lief gehad het nie. Lief gehad het nie. So al klaar kan ons sien dat enigiets wat die liefde verwyder uit die man of uit die vrou se hart uit, Ja. kan jy al klaar bevestig van wat se saad hy is. Ja. Ja. En jy kan al klaar sien, okay, maar deur die vrugte sal julle hulle ken. En kyk nou wat sê hy, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. So nou verwys hy terug na Genesis toe, wat ons nou net gelees het. Hy sê, hierdie is dieselfde boodskap wat julle gehoor het van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Sjoef. Nie soos Kain. So nou sê hy, okay, hierdie is die boodskap wat julle gehoor het, dat julle mekaar moet lief hê. Ja. En dan sê jy sal sien, dis nie 'n punt nie. Ja. Dis 'n punt komma. So die sin gaan aan. Hy gaan aan. Hy gaan aan. Hy sê dat ons mekaar moet lief hê, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Hier gebeur twee goed. Eerste ding is, die skrif wys vir ons dat Kain het nie liefde in hom gehad nie. Ja. Die tweede een is, sê, wat uit die bose was. So hy was nie uit Kain gewees nie. Hier verwys die skrif terug na wat ons nog heeltyd sê, dat dit was 'n seksuele bewerkstelliging in die tuin van Eden en nie 'n appel nie. Want hier skryf Johannes so mooi. Hy was nie soos Kain wat uit die bose een, wat die bose saad uit was nie. En ek dink ook wat baie mooi is wat 'n mens kan sien in die skrif, broeder Wet is en veral nou met hierdie skrif wat jy aanhaal, as ons sê dat Kain wat uit die bose was, as hy ons sê dat Kain die seun van Adam was, dan sê ons dat Adam van die bose af is. Ja. En dit kan nie reg wees Dit kan nie reg wees nie. Maar om net hierdie skrif ook net te bevestig, kan ons ook na Genesis 5 toe gaan. En ons sal twee skrifte nou aanhaal om net te wys dat, jy weet, waar die Here vir ons wys met die nageslag van Adam se kinders, kan ons hier in hoofstuk 5 lees en dan gaan ons ook na Lukas 3 toe, maar ons kan eers hierso in Genesis 5 vers 1 lees. Dit sê, dit is die stamboom van Adam, die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. So hier kan ons sien dat Adam 'n seun van God is, want hy's in gelykenis van God. Man en vrou het hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem toe die dag toe hulle geskaap is. So hier sien ons ook weer eens waar God die man en vrou was binne in die mens en binne in Adam en waar die Here die rib gevat het van Adam en toe het hy vir Eva gemaak het en net soos broeder Wet gesê het ook dat Eva is 'n byproduk. En so kan ons sien dat die Here 'n doel gehad het in hierdie hele plan van God, want omdat sy 'n byproduk was, kon sy geval het. En dit is ook 'n groot punt wat ons kan sien, want alles was in orde in God se tuin waar die duiwel geen invloed gehad het nie. Hy kon niks aan Adam gedoen het nie. Maar omdat die Here nou hierdie byproduk gemaak het en haar in so 'n manier gemaak het dat sy kon val, dat dit God se plan van aksie kon begin het. Absoluut. Met die verlossing, want ons weet ook die skrif sê dat die lam is geslag voor die grondlegging van die aarde. Amen. So as die Here geweet het dat die lam klaar geslag is, moes ons geval het en dat dit die hele proses begin het. So niks is uit orde uit vir God nie. Amen. Ja. So ons kan so dankbaar wees, ewen in vandag se tyd waar dit so de mekaar is,
God is nog steeds in beheer. Ja. Maar ons kan nou sien hier, as ons nou verder lees hier, so ons sê, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. En die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam, dat hy geleef het, 930, en hy het gesterwe. En as 'n mens, ons luisteraars en ons broers en susters daar by die huis kan dit verder lees by die huis, maar hier kan ons nou sien, as jy nou aflees met die verskillende nageslagte, is daar nêrens te sien dat Kain Adam se seun is nie. En so kan ons nou sien, maar hoekom is hy nie Kain se seun nie? Dan kan ons nou terugkyk en sien, maar daardie saad, die Here het daai vyandskap dit tussen gesit, want hy is nie Adam se nageslag nie. Ons kan gou vinnig na Lukas vers 3 toe ook gaan, dan kan ons net nog 'n bevestiging sien, waar dit ook praat van die register en die nageslag van die kinders van die Here. En as ons lees van na 38, ek het nou die verkeerde skrif hierso, broer David. So Lukas hoofstuk 3. Ons gee maar net vir ons kykers ook net genoeg tyd om die skrif te kry. So ons kan dan lees van vers 38 en dan sê dit, as jy ook nou weer eens Lukas 3, dan sal jy die verskillende nageslagte lees van, waar het vertel van al die nageslagte tot Jesus, maar as ons sien waar hulle dit hierso terugvat, tot by Adam, dan sê die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. So hier kan ons weer eens sien, en net soos bevestig wat broer David gesê het, Kain was van die bose, maar hier sien ons dat Adam 'n seun van God is, en sy naam is glad nie hierso gesê nie. Maar daar's nog 'n skrif wat ek wil hê, broer David, dat jy na toe moet gaan, en vir ons bietjie dit lees, en bietjie verder verduidelik, is in Johannes, hoofstuk 8, wanneer Jesus met die Fariseërs gesels, en dan praat hy ook, hoe hy verduidelik, dat hulle van die duiwel, dat hy hulle vader is. Ja. En dan dit is ook net weer eens om te wys hoe daai nageslag van Kain so verwyder het in die mensdom, dat jy nie weet waar hy is nie, en dat hy hom so wegsteek, dat jy daai merk nie op hom kan sien nie. Ja. So dit is Johannes 8, van vers 34, kan jy vir ons lees, broer David? Ja, sekerlik. Die skrif sê hierso, en Jesus antwoord hulle voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Hy gaan verder, hy sê, en die diensknegt bly nie net vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Ek spreek van wat ek by my vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien het. So alreeds sê hy hierso, dat ek doen wat ek by my vader sien, maar julle doen wat julle by julle vader sien. So al klaar sê hy, my vader, en julle vader is nie dieselfde vader nie. En hier is Fariseërs, so En dit is alreeds Fariseërs. Nou moet jy weet, hy sê, hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham gedoen het. Jy sien, so daar sê al klaar, as jy die saad is, van wat jy promogeer jy is, sou jy gedoen het wat jou vader gedoen het. Ja. Net so. Maar nou probeer julle om my om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die werke van julle vader. So weer eens, hy sê, ons vaders is nie dieselfde nie. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie. Ons het een vader, naamlik God. En Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê. Want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Sure. Waarom ken julle
waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Sure. Julle het die duiwel as vader. Nou kom hy, nou draai hy glad nie doekies mee om nie. Nou sê hy, julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Sure. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Ja. So, nou is dit, daar kom dit daar is uit. dit, Daar daar kom is dit uit. So hy sê klaar vir ons, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en nou moet ons die luisteraar vra, wie is die eerste moordenaar gewees? Dit was niemand anders as Kain gewees nie. Wow. So nou sê hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. So wat 'n skrif. Ja, wat 'n bevestiging. Bevestiging, ja. Wow. Maar broeder weet, miskien voor ons moet sluit vanaand, want ek meen hierdie gesprek kan net aangaan en aangaan, ons sal tot Absoluut. môre hierso sit. Ja. Ek het 'n vraag vir jou. En voor broer Edward vir ons kan, dalk het hy nog 'n vraag voor hy wil afsluit, maar as ons nou hierdie Kain se saad sien, sy nageslag, en ons sien in Genesis 4, jy weet, hulle was baie wetenskaplikes, hulle was baie geleerd, en hulle het baie uitvindsels en goeters gehad. Ja. Maar ons sien dat daai geslag verder gegaan het, en dit het so ver gevorder, want ons weet dat die slang was so groot, hy was 'n reus, en daar was in Genesis praat daar wat daar reuse was. Ja. Maar dan sê die skrif, jy weet, daardie reuse, of die skrif sê, jy weet, dat die seuns van God die dogters van mans gevat het, en daar het iets gebeur, en dit het so ver gegaan, dat die Here, dit was swaar op sy hart, dat hy ewen mens gemaak het, en dat hy dit alles wou vernietig het, maar Noag het genade gevind in sy oë. Kan jy bietjie verduidelik, voor ons amper afsluit, hoe daai geslag van Kain so gegaan, en wat het daar gebeur in Genesis 6, Ja. tussen daai reuse en tussen wat daar gebeur het, tussen die seuns van God, want ons weet, Sef, as ons in Genesis 4 lees, dat hulle herders was, en hulle die naam van die Here aangeroep, maar iets het daar gebeur in Genesis 6, en dit het besoedeling gebring op die mensdom. Ja. Ek dink wat belangrik is 'n goeie vraag, broer Don. Maar ek dink wat belangrik is dat ons moet teruggaan net gou na Genesis 4 toe en net weer eens bevestig hoekom selfs Abel nie genoem is in die nageslag nie, want ons het gelees, ons het dadelik gelees dat dit Set was. Ja. Maar wat nou belangrik is nou kan die kykenaars, die luisteraars en die wat kyk kan sê, maar hoekom is Kain ook nie, hoekom is Abel ook nie daar genoem gewees nie? Eerstens, Abel was heel eerste genoem gewees, maar wat nou ook belangrik is in hoofstuk 4 vers 24, sê, want Kain sal sy lewe, sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. Nou moet ons mooi lees. En Adam het sy vrou weer beken. Ja. So hy het weer ingegaan na haar toe, en weer eens, die skrif praat nie van 'n appel nie, hy is nou duidelik met sy bedoeling, hy sê, hy het al beken, en sy het 'n seun gebaar, en hom Set genoem. Want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel. Ja. So as jy nou na Set kyk, moet jy verstaan dat Set is 'n tipe van die Heilige Gees. Ja. En wanneer die skrif sê dat sy Eva binne in daai oomblik van inspirasie, sê sy, Set is nou in plek van Abel. So as jy nou vir Abel gaan soek in die nageslag, gaan jy hom nie kry nie, want jy moes 'n bietjie vroeër, moet jy gaan lees dit, sy sê, maar Set is die een wat gegee is in die plek van Abel. So jy gaan nie Abel kry in die nageslag. So God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het, toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. So nou sien ons dat vir die eerste keer in die geskiedenis van die skrif, sien ons dat nou dat Set gebore is, nou begin die mense wat in daai tydperk nou gebore is, nou begin hulle vir die eerste keer die naam van die Here aanroep. En deur die naam van die Here aan te roep, het daartoe godsdiens begin. En natuurlik die seun van mens en die dogters van mens
het toe mos nou vermenigvuldig. Ja. Want nou gaan Kain en hy gaan begin, God stuur hom weg na die stad Nod toe. Ja. En hy begin, jy weet, hulle begin met goudwerk en hulle begin instrumente bou en nou begin sy nageslag begin nou te gaan. En so wat die skrif toe nou die twee wat hy bymekaar bring, is hy bring Set se generasie bymekaar en hy bring Kain se generasie bymekaar en hy sê dat die seuns van God, die seuns van Set, sien nou dat die dogters van mens, dat hulle die Engelse woord is fair, ek weet nie, die Afrikaanse woord, dat hulle mooi is, jy weet, hulle is mooi en hulle is mooi om na te kyk. So nou sien ons dat die seuns van God sien dat die dogters van mens mooi is. En hulle het aan hulle vrouens gevat en hulle het getrou. Ja. So nou sien ons dat, selfs vandag is dit moeilik vir ons om na iemand te kyk en te sê, okay, ek kan beklemtoon tussen, of ek ken die verskil tussen daai persoon wat daar is, hy is die seun van mens. Ja. En daai wat daar is, wel, as ek om sy lewe so kyk, hy is die seun van die slang. Wel, ons kan dit nie sê nie. Ons weet nie. Jy weet, dit is deel van die teken wat aan hom gegee is, aan die teken. En nou sien ons dat 'n wonderlike ding gebeur, dat op een of ander manier kom die seuns van God by die dogters van mens uit. En dit is presies weer eens waar dit nou weer by mekaar kom, waar daar 'n ampere instelling van absolute chaos weer begin. Want nou begin die dogters van mens kinders baar aan die seuns van God. So nou sien ons dat daar's amper 'n mengsel van twee verskillende sade wat nou by mekaar uitkom en deur daai mengsel van sade begin daar nou 'n reuse van daai mengsel nageslag. Sien ons dat daai is 'n mengsel om te wys dat hierdie is nie deel van God se plan gewees nie en ons sien reuse daarvan afkom. So ons kan eintlik sien dat dit 'n groot plan is van die duiwel. As hy net kan weet dat hy sy saad kan inkry en die seuns van God kan beïnvloed, dan weet hy kan hulle afbreek en hy kan hulle harte sag maak en dat hulle, jy weet, nie meer so sterk staan op God se woord nie. Korrek. So die teendeel is ook waar. As die seuns van God gesien het dat die dogters van mens mooi was, dan het die seuns van die mens ook gesien dat die dogters van God mooi was. So daar moes 'n dubbele mening wees wat daar plaasgevind het. En is eintlik so hartseer as jy vandag ook kyk, dat jy sal iemand kry wat in 'n gesin groot word. Hy gee sy lewe vir die Here, hy lewe 'n geestelike en 'n Christelike lewe en dan deur net die verkeerde vrou te vat. Kan jy sien hoe daai vrou met haar maniere sy lewe heeltemal omvergooi. En dit is amper 'n tipe wat ons kan sê, okay, maar die seun van God het nou gesien dat die dogter van mens mooi is. En met daai beïnvloed, daai invloed wat op hom of haar sit, die teendeel is ook waar. Partykeer is dit 'n geestelike dogter van God. En sy laat die seun van mens weer, jy weet, haar negatief beïnvloed. Dit kan albei kante toe gaan. Maar ons sien dan dat dit is dan waar die skeiding kom tussen die seun van mens en die seun van God. Sure. Ja, wonderlik. Dankie broer De Wet en broer Donald vir vanaand se paneel bespreking. Ek glo ons het die kykers het baie geluister en baie inligting bymekaar gesit vir vanaand se gesprek en ek hoop julle het julle harte oopgemaak om net 'n bietjie tyd in te sit en bietjie te probeer verstaan wat ons probeer vir jou uitgee en dat ons nie, dit is nie net deur die inligting van die denominasie nie, maar deur die inligting van die Bybel wat ons moet na kyk en net na die Bybel alleen, want God het gesê, want dat God is die woord en ons moet glo dat hy die woord is alleen. So ek wil net vir almal dankie sê dat julle vanaand geluister het. As julle enige vrae het, julle kan ons bel. Ons het ook 'n webwerf, so as julle wil daarso inligting wil kry, 'n e-mail wil stuur of enigiets soos dit, julle kan gerus daarna toe gaan. Maar dankie weer broer Donald en broer De Wet en dankie kykers vir vanaand. Goeienaand verder. Dankie. Here seën julle almal. Here seën. Shalom. Now I tell you, just that eagle recognized that voice, sure does a real born-again Christian recognize the voice of God speaking through the word. Here we are.
Carolina Eagles here.